Is my lekker om weer saam te kuier op Radio Fynbos op die Trinity Truth program. My naam is Karen Meiberg en vir die oomblik is die tema baie is geroep, maar min uitverkies. So kom ons lees saam in Matteus 22 vers 1 tot 14. En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep. En hulle wou nie kom nie. Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap, sê vir die genooides, kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed, kom na die bruilof toe. Vers 5. Maar hulle het hulle daaraan nie gesteer nie en weggegaan, een na sy eie stuk land en 'n ander na sy handelssaak. En die ooriges het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur om daardie moordenaars om te bring en hulle stad aan die brand te steek. Daarop sê hy vir die diensknegte, die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan na die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. En daardie diensknegte het uitgegaan en op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies, en die bruilofsaal het vol gaste geword. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. Vers 12, en hy sê vir hom, vriend, hoe het jy ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir die dienaars, bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en geknars van tande. Vers 14. Want baie is geroep, maar min uitverkies. Ek lees weer ons slot vers, maar ook ons thema vers, want baie is geroep, maar min uitverkies. So dit dra 'n diep geestelike betekenis oor God se uitnodiging aan die mensdom, sy roepstem wat wyd uitgaan, maar wat 'n hart vol gereedheid en oorgawe vra om werklik deel te word van die koninkryk. As ons gaan kyk dan na die gelykenis en die simboliek van alles, so die koning in hierdie gelykenis is God, die seun is Jesus Christus, die bruilof is die koninkryk van God, en dan die aanvanklike genooides, wat die uitnodiging verwerp, verteenwoordig almal wat God verwerp, selfs die godsdienstige elite, as ek kan sê in aanhalingstekens, wat Jesus verwerp het, en hulle self en hulle ego bo God gestel het. Dan die latere genooides van die strate af, symboliseer die radikale insluiting van heidene en buitestanders wat 'n kans kry. Die man sonder die bruilofskleed weerspieël dan die uitnodiging wat hy uiterlik aanvaar het, maar innerlike transformasie het hy weerstaan. En dan die bruilofskleed is die finale hereniging tussen Christus en sy bruid. Die les wat ons hier uitleer is, God roep baie, maar net die wat reageer met geloof, gehoorsaamheid en toewyding is werklik gekies. Sy herhaal weer, baie is geroep, maar min uitverkies. En hierso gaan dit nie net oor uitsluiting nie, maar oor 'n uitnodiging wat 'n dringende en 'n daadwerklike antwoord vra. Baie is geroep,
Dit wys op die oorvloed van genade. God se roepstem is wyd. Die evangelie word aan almal verkondig. Niemand word uitgesluit nie. Ryk, arm, heilig, gebroke. En die uitnodiging is nie gebaseer op verdienste nie, alermits, maar op God se liefde. So hoe reageer ons as God ons roep? Ignoreer ons dit? Want ons moet nog eers gou iets, ons moet gou daai een dingetjie nog gaan afhandel. Stel ons dit uit? Of kom ons met 'n nederige hart en 'n knie wat buig? En dan minus uitverkies. Dis daai erns op 'n dringende, daadwerklike antwoord. Die uitverkiesing in hierdie konteks gaan nie oor uitsluiting, soos ek nou gesê het nie, maar oor jou antwoord wat in aksie oorgaan, so dit bly nie net lippetaal nie, maar dit bly iets wat verander binnekant. God se gees, binne in jou gees, wat jou siel kom genees, wat jou hart kom verander, wat jou gedagtes kom verander, dag vir dag vir dag. Wie die man sonder die bruilofskleed het die uitnodiging aanvaar, maar nie die transformasie nie. Hy sê ja, daar's verskil tussen bekering en wedergeboorte. Bekering sê ja, werklike wedergeboorte is daai innerlike genesing, dag vir dag lê ek af wat tussen my en God staan, dag vir dag. The renewing of the mind, die bewaar en die bewaak van ons hart, meer as alles te, want daarin is die oorsprong van die lewe. So God roep ons nie net om te kom nie, maar om te verander, soos in, om die kleed van geregtigheid aan te trek. Jesaja 61 vers 10 praat daarvan. So het jy werklik al die uitnodiging aanvaar en die kleed van Christus aangetrek? Is jou geloof net 'n instemming, of is dit lewensverandering? As ons kyk teenoor God se inisiatief, teenoor die mense antwoord, van direkte aksie, God neem die eerste stap tot verlossing, hy roep, en die mens moet antwoord. So die gelykenis waarsku teen selfvoldaanheid, want om genooi te wees, waarborg nie deelname nie, tensy jy geklee is in geregtigheid, volgens Jesaja 61 vers 10, sê daarso, en ek is baie bly oor die Here, ek juig oor my God, want hy het my gered, vir my oorwinnaarsklere aangetrek. Ek is soos 'n bruidegom met 'n priesterkroon op, soos 'n bruid met haar juwele aan. Hierdie vers praat dan van dankbaarheid, 'n siel wat jubel oor God se verlossing en geregtigheid, die oorwinnaarsklere, die mantel van geregtigheid, en dit herinner ons daaraan dat God ons nie net red nie, maar dat hy ons bekleed met eer, identiteit en heiligheid, dit verander ons. God se genade is gratis, maar is nie goedkoop om mee te mors nie. Die man sonder die bruilofskleed het die uitnodiging aanvaar, maar die gasheer het hy oneer aangedoen. Dit wys op goedkoop genade, om verlossing te aanvaar, sonder wedergeboorte of verandering, is 'n rooi lig. Ware genade lei tot heiligmaking. Nou, uitverkiesing as die vrug, se vrug, dis nie 'n gunsteling status nie. Die Bybelse uitverkiesing is nie willekeurige begunstiging nie, sorry vir daai. Dis die vrug van oorgawe. Here, U wil bo alles. Die uitverkorenes is die wat toelaat dat God hulle verander, wat die kleed van Christus aantrek. Dis nie oor wie beter is nie,
dis oor wie bereid is. Ons kyk na 'n paar voorbeelde in die Bybelse karakters. Abraham, hy is geroep om te vertrou en te beweeg. En soms roep God ons om uit ons gemaksones uit te kom. Dalk 'n nuwe beroep, 'n nuwe stad, 'n nuwe bediening. Soos Abraham weet ons nie altyd waarheen nie, maar ons weet wie die een is wat weet waarheen. So vertrou God se stem bo logika. Geloof is om te beweeg, al sien jy nie die eindbestemming nie. Bly in jou secret place, jou binnekamer, waar jy leer om sy stem te hoor. Moses is geroep uit onsekerheid. Baie voel onwaardig of bang om te lei. Dalk as 'n ouer of 'n mentor of 'n gemeenskapsleier. Moses wys dat God nie wag vir volmaaktheid nie, maar vir bereidwilligheid. Jou swakheid diskwalifiseer jou nie. Dit maak jou afhanklik van God. Dawid, hy is geroep vanuit die agtergrond, uit daar van die veld waar hy die skape opgepas het. Jy hoef nie 'n publieke figuur te wees om te kies, om gekies te word nie. God sien jou hart in die stil plekke, by die huis, in jou werk, in jou bediening. God kies nie volgens status nie, maar volgens karakter, wat die knie buig. Volgens karakter, wat sê Here, hier is ek, u wil bo my wil. Jesaja, hy is geroep om te antwoord. En in 'n wêreld vol geraas roep God steeds, en hy vra daarso, oor die eeue heen, wie sal ek stuur? So die groot vraag is nie eintlik of jy geroep is nie, maar of jy sal sê, hier is ek. So antwoord met 'n oop hart, selfs al weet jy nie al die besonderhede nie. Jy ken die God wat alles weet. En dan die disippels wat saam met die Here gestap het, hulle is geroep in die alledaagse. God roep ons nie net in kerk nie, maar in ons werk, in ons gesin, in ons gemeenskap, in ons vriendekringe. Jou roeping kan wees om lig te wees in 'n kantoor, in 'n klas, in 'n kombuis. Volg Jesus in jou daaglikse lewe. Jou roeping is waar jy is. Kyk ons na Maria. Sy is geroep tot 'n heilige taak. En dalk roep die Here jou om iets te dra wat groter is as jy. 'n visie, 'n kind, 'n boodskap. En Maria se nederigheid en ja, is 'n model vir ons. Sê ja vir God se plan, selfs al voel dit is te groot. Hy sal jou beklee, hy sal jou dra, hy sal jou wysheid gee. En dan ten slotte kyk ons na Paulus, hy is geroep uit 'n verkeerde pad. Selfs as jy voel, jy het te veel foute gemaak, kan God jou roep en kies vir iets kragtigs. Paulus se lewe bewys dat genade alles kan transformeer. Jou verlede diskwalifiseer jou nie. Dit kan jou getuienis wees. Laat ons net so reflekteer ten slotte. So dat ons sal so ondersoek of ons bloot die uitnodiging aanvaar het en of ons werklik die fees betree het. Te vra of ons self met Christus beklee is, nie net uiterlik, maar innerlik ook. En dan om te besef dat God se roepstem ruimhartig is, maar ons antwoord in aksie moet oorgaan. In 'n doelbewuste gehoorsaamheid en 'n intieme verhouding met God. Here, U het ons aan die fees geroep. Help ons asseblief
om altyd die uitnodiging waarvoor ons ja gesê het, te gehoorsaam. Here, dat ons sal reageer met 'n hart wat geklee is met nederigheid, gehoorsaamheid en liefde. Dat is die roepstem van U sal antwoord, Here, hier is ek, met knieë wat gebuig is, met harte wat totaal afhanklik is van U, met oë wat gerig is op U, met voete, Here, met die bereidwilligheid, om die pad te stap, wat U vir ons voorbereid, die bereidwilligheid om die evangelie te verkondig, waar ons ook al geroep is voor. Here, gee ons asseblief 'n gees van onderskeid tussen ons wil en U wil. Doen slegs U wil, Here. U wil met my. Amen. As jy met Trinity Truth Foundation wil kontak maak, kan jy gerus 'n WhatsApp stuur op 0633 78 4543. Dis 0633 78 4543. Of gaan gerus op ons webtuiste www.trinitytruth.co.za. Tot 'n volgende keer. Totsiens.